Christus, hoekom is ons vanaand hier? Wat is die doel van die bymekaar roep van mense? Omdat ons as sondaar mens 'n behoefte het om vir ons medemens aan God te kom opdra, en spesifiek ons boere, wat gebuk gaan onder die gevaar van back and closure, wat gebuk gaan onder die gevaar van plaasmoorde, wat gebuk gaan huidiglik in sekere dele onder verstrengende hitte en droogte. En dan word ons so maklik gestem tot die oproep van 'n dag van verootmoediging, want dis eintlik wat ons vanaand hier doen. Gebed, na aanleiding van omstandighede in ons land, soos nou met die back and closure, wat nie net ons boere beïnvloed nie. Ons moet nie onder daardie illusie lewe nie. Dit beïnvloed ook my en jou bestaan in ons dag tot dag lewe. Want as die boer nie sy produk kan bemark nie, goed, Trudy sal nou nie swaar kry nie, maar dan kan ander van ons wat vleis eet, nie ons vleisie gaan koop en dit eet nie. Dis 'n invloed wat soos daardie klippie in die dam effek is. Dis 'n ou klein kringetjie en ons dink aan ons boere spesifiek omdat hulle direk geraak word. Maar dan kring dit verder uit. Dit kring uit na alledaagse bestaan van alledaagse mense. Behalwe vir die pandemie, kan mens hierby voeg, soos ek gesê het, die plaasmoorde. Ons kan dink aan die morele verval in ons land. Ons kan dink aan korrupsie, armoede. Hoeveel van ons eie mense is daar nie wat gebrek ly aan iets te eet nie? Moontlik is daar in elkeen van ons wat vanaand hier sit, se lewe, se persoonlike omstandighede, iets waarmee ons worstel. Iets wat ons dryf tot ootmoed voor ons almagtige God. Nie baie lank terug nie lees ek 'n ou beriggie, wat 'n ene dominee Willie Burger op die 27ste Januarie 1979 in daardie tyd se Burgerkoerant, neem ek aan in die Kaap, want die Burger was hoofsaaklik in die Kaap, geskryf het oor verootmoediging, en ek haal net een sinnetjie aan. Hy sê, die woord ootmoed beteken onderworpenheid, nederigheid. En dis die gesindheid waarmee u en ek vanaand hier na toe gekom het. Ons het gekom met ootmoed. Ons wil ons kom onderwerp aan die almagtige God. Ons wil nederig wees voor hom. Daarom het dit vir meeste van ons dalk in ons menslike oogpunt 'n betekenis van selfvernedering voor die almagtige God. Dis 'n neerbuig voor sy aangesig, 'n erkenning van ons afhanklikheid van hom. Want liewe vriend, liewe vriendin in ons Here Jesus Christus, is môreoggend se wakker word nie in sy hande nie. Ek kan u nie waarborg dat u gaan wakker word nie, al wil ek dit hoe graag doen, maar dis in God almagtig se hande. Hy bepaal die asemteug van ons lewens. En in hierdie betekenis word dit ook vir ons gebruik as ons van tyd tot tyd onder besondere omstandighede kom. Omstandighede soos hierdie wat regtig swaar op ons gemoed lê, wat ons onsself voel om ons te verootmoedig voor die Here. Dit gebeur wanneer ons wil sê dat ons net vir 'n oomblik in ons alledaagse bestaan tot stilstand wil kom en dat ons voor die aangesig van die Here wil kom. En dat ons daarmee wil ons betuig dat ons onsself aan sy oordeel, aan sy almag onderwerp. Maar ook is 'n geleentheid soos hierdie vir ons in nederigheid 'n toevlug tot hom wat ons nood kan en sal verlig. Dit is eintlik iets wat die individuele Christen op 'n daaglikse basis behoort te doen, want ons hele lewe behoort nie anders as om diepe ootmoed voor God te wees nie. Die ou befaamde kerkvader Johannes Calvin het die verloning van onsself voor God en die medemens die kern van die hele Christelike lewenswandel genoem. Ek moet die eie ek begrawe en ek moet Christus Jesus lewe. Daarin lê ootmoed vir onsself
in opgesluit. 'n Gelowige mens is eintlik per definisie 'n ootmoedige mens. Anders verstaan ek en jy die Christelike geloof nie reg nie. Maar al is dit ook waar dat ons hele lewe 'n lewe van ootmoed behoort te wees voor die Almagtige, kom daar tog tye van besondere verootmoediging. Daar kom dalk 'n pynlike situasie wat opduik en wat jy moet hanteer. 'n Mens kan skade en skande belewe. Dalk is jy een van daardie wat 'n mislukking maak of gemaak het en totaal ontseën word daardeur. Dit voel of die pad waarop jy loop dalk 'n doodloopstraat is. En wanneer sulke dinge gebeur, my liewe vriend in ons Here Jesus Christus, keer 'n Christen in tot gebed. Hy buig homself laag voor God neer. Hy soek na die doel van God met verbuisterende dinge wat rondom hom gebeur. Hy stel sy hart oop voor God. Hy vra wat en waar dit dan verkeerd geloop het. Wat het ek gedoen? Hoe kan ek bydra om te verbeter? Nie net in my eie lewe nie, maar ook aan Rian se, ook aan Leon se, ook aan Elmien se. Dat ons vir almal die lewe kan beter maak. Hy wag en hy luister totdat die lig van Jesus Christus weer deurbreek. As hy hom op die regte manier voor God verootmoedig, kom hy 'n ander mens uit hierdie situasie uit as wat hy ingegaan het. Daar vind 'n nuwe inkeer tot God plaas in jou persoonlike lewe. Daar kom groter versigtigheid, groter afhanklikheid van God. Wat waar is van die individu, kan ook waar wees vir 'n gemeenskap. En jy hoor, ek praat nie van gemeente nie, ek praat van gemeenskap. Oor kerkverbande heen kan ons voor God ootmoedig wees. Wanneer 'n gemeenskap ervaar dat sy weg op verskillende punte op pad is in 'n doodloopstraat en dat allerlei donker wolke van alle kante af rondom hom saampak, dan is dit juis die tyd vir ootmoediging. Dan is dit juis die tyd wat u en ek die knie laag moet buig voor God. Maar hierdie ootmoed moet nie met vermakerigheid saamgaan nie. Dit moet 'n opregte en 'n heelhartige selfvernedering voor God wees. 'n Erkenning van Here, ek weet nie meer waartoe nie. Help asseblief. Dit moet nie in die eerste plek gaan oor die uitkoms of die voorspoed wat ons daarmee saam begeer nie, maar om ons verhouding tot God. Die groot vraag is wat God vir ons wil sê en of ons werklik bereid is om te luister. Dan sê die prediker vir ons, alles is te vergeefs as ons God nie ken nie. Daarom het ek vanaand dit goed gedink om uit Psalm 50 vir ons saam te lees, want die eerste 6 verse wat ons hier gelees het, hoor ons hoe God, ek wil sê in mensetaal, 'n verhoor saamstel. Hier's 'n aanklaer en hier's 'n beskuldigde en hier's getuies. God roep die hele wêreld, selfs sy eie skepping, om getuies te wees by hierdie verhoor. God self is die aanklaer en hy is glad nie gelukkig nie. Want hy sê vir ons in vers 1, hy is God, die enigste God. Maar dan sê hy vir ons in vers 4 en vers 7, die wonderlike, ek is God, jou God. En ek wil hê ons moet dit baie mooi verstaan vanaand. Hy is nie net God nie, hy is jou God. Die beskuldigdes is Israel, God se volk. Hy het hierdie volkie uitgekies om sy verbondsvolk te wees, die volk vir wie hy 'n God, 'n Vader, 'n redder sou wees. Maar dan sê vers 6 ook vir ons, hy is 'n regverdige en omdat dinge nie reg is nie, word God nou die regter, sê vers 6, die aanklaer wat hierdie saak teen sy volk, sy eie kinders, gaan getuig. So, wat is hierdie aanklag wat God teen sy volk bring?
Eenvoudig, vers 8 sê vir ons, oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd deur voor my. Die nuwe vertaling het ek gaan naslaan, die 2020 sê, dis nie omdat jy nie offer dat ek van jou rekenskap eis nie. Jou brandoffers is immers gedurig voor my. Met ander woorde, hierdie kinders van God het 'n hele normale godsdienstige lewe gehad. Sondag vir Sondag is hulle in die kerk. Hulle is gereeld en getrou met hulle bydraes, hulle offers. Dit word gedoen volgens die voorskrifte van die Fariseërs. En tog, ten spyte van dit alles, is iets groot verkeerd volgens God. Die manier waarop die Here sy klag teen sy volk beskryf, lyk asof die Here vir hulle sê dat hulle hele godsdienstlewe 'n soort van 'n meganiese, formele gewoonte of 'n roetine godsdienst geword het. Maar hulle harte was nie meer in dit nie. Hulle aanbidding van God het hulle nie meer in hulle harte geraak en hulle geroer nie. Hulle het hulle godsdienst gedoen, hulle was getrou, hulle het geleef, maar nie dit wat God van hulle verwag nie. Om die waarheid te sê, dit lyk of die Here vir hulle sê dat, soos hy dit sien, hulle die Here dien, omdat hulle dink, die Here het hulle nodig. En my liewe broer en suster, die oomblik wat u en ek dink, die Here het jou en my nodig, dan faal ons totale geloof. God kom en hy sê baie duidelik vir hulle, ek het niks van jou nodig nie. Ek het nie jou offers nodig nie. Elke iets wat julle bring om aan my te kom offer, behoort in elk geval aan my. So moenie dink dat ek van julle afhanklik is nie. Ek het niks van julle offers nodig nie, maar daar is iets wat ek verwag. Iets wat my toekom. Iets wat vir my iets sê van hoe jou hart regtig oor my voel. En dan sê vers 14, en ek haal weer die nuwe vertaling aan, lof is die offer wat jy moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Hy sê hier, die Bybel, die ou vertaling praat van stiere, dis maar in die nuwe volksmond bulle. Hy sê, julle bulle kom uit die stalle, julle bokke kom uit die krale, en al hierdie dinge behoort in elk geval aan my. Maar die offer van my lof, wat my toekom, en wat ek verwag, moet uit jou hart kom. Daarom waarsku die Bybel ons op soveel plekke, dat jy jou hart moet bewaar. Eerbied vir God moet uit jou hart uitkom. Lof en eerbied vir God is die gevolg, die resultaat, die vrug van jou verstaan, van wie God regtig is, en wat hy vir jou in jou lewe beteken. Dis die offer wat God van jou en my vra. Nou my liewe broer en suster, nou kan ons vanaand vir mekaar vra, wat so offers bring ek en jy vir die Here? Miskien sit jy vanaand daar en jy sê, ek gee my 10de as 'n dankoffer vir die Here, gereeld. Ek gee my tyd vir die Here, gereeld. Ek gebruik my talente tot sy eer. Maar dan kom die Here en hy vra vir jou en vir my, maar waar is jou lof aanbidding tot my? Sing jou hart van goedheid, van heerlikheid, van majesteit. Sing jou hart oor jou verlosser vir ewig. Is jou hart gevul met vrolike bewondering vir God wat jou redder is, en sê jy dit vir hom? As jy Sondag kerk toe kom, kom jy om lof aan die Here te bring, en nie net na 'n preek te kom luister en medegelowiges te sien nie? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, sê die Bybel. En hoor net mooi wat sê die Bybel vir u en vir my vanoggend. Dis nie die offers wat ons bring nie. Maar, nou sê ek vanaand. Maar die manier waarop ons dit doen, met lof en eer aan God ons Here, met 'n hart waarin ons God toedraai in al die liefde wat ons as mens vir hom kan gee. Wanneer ons met lof en bewondering voor hom lewe, nooi hy ons om hom aan te roep in ons dag van nood soos vandag.
Ja, in tye soos hierdie, en hy beloof om ons te help en ons nog meer rede te gee om hom te eer. En dan in vers 16, wat ons nou nie vanaand gelees het nie, en 'n bietjie verder ook, kom die Here skokkend dat hy nou praat van goddeloses. En nie vriende in ons Here Jesus Christus. Die Here praat nie nou skielik met iemand anders nie. Die Here sê, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en jy beroep jou op my verbond? Maar jy is nie bereid om die eer en die lof aan my te bring nie. Met ander woorde, God praat met mense wat sy wet ken en dink dat hulle verbondskinders van God is. Maar sê die Here verder, jy het 'n afkeer aan wat ek jou leer en jy steur jou nie aan wat ek sê nie. Jy raak sommer maklik betrokke by deel van hierdie goddelose dinge wat die mense in die wêreld aanvang. Later in vers 22, en jy kan dit gerus vanaand by die huis weer gaan deurlees, kom God en hy kom waarsku ons. Hy sê, julle moet luister na hierdie waarskuwing. Julle wat nie met God rekening hou nie, anders verskeer ek julle sonder dat iemand julle kan red. Dis weer die 2020 vertaling wat ek aanhaal. Ek kan nie anders as om te dink aan daardie voorhangsel in die tempel wat van bo na onder geskeur het terwyl God sy geliefde seun aan 'n kruis laat hang het vir my en jou sondes. Vir my en vir jou, en dan kom Psalm 116 vers 7 en hy sê, wat kan ek die Here vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Die een wat my eer, sê die Here, is die een van lof, is die een van eerbetoning, is die een van verootmoediging, die een van erkenning dat hy ten volle afhanklik van my is. Geliefdes, ons boere daar buite, ons eie lewens, ons gesinne is in groot moeilikheid. Die Here wat regeer en in beheer is van alles wat gebeur, is duidelik besig om met u en met my te praat. Jy en ek moet elkeen op ons knieë voor die Here gaan kniel en smeek. Spreek Here, want u diensknegt en u diensmaagd luister. Kom ons word net vir 'n slag weer mense. Kinders van God, wat ons Vader met alles wat in ons is liefhet. Kom ons maak net ons geloofsoë vir 'n slag weer oop en ons bewonder en ons loof hom vir sy goedheid, vir sy guns, wat hy ongevraagd oor elkeen van ons uitstort. Kom ons kyk vir 'n slag verby ons menslike kleinheid en probleme en ons sien die groote God voor ons, wat ten spyte van pandemies, ten spyte van COVID, wat volgens medici die wêreld sou uitwis, 'n stop bring. Hy wat net 'n woord spreek en dit gebeur. Hy is jou en my God. Hy is die een, as ons in diepe ootmoed voor hom nader, wat hierdie land kan red van back and claw, van plaasmoorde, van korrupsie. Noem die negatiewe goed. Hy kan. Maar dan moet ons onvoorwaardelik met alles in ons glo en vertrou. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir gebed. Asseblief